Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Markus 8, vers 27 tot 33. Kom ons lees saam. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle: Wie sê die mense is ek? En hulle antwoord: Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom: U is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood geword en na 3 dae sal opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê: Gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. 2 belangrike vrae wat alles in ons lewens beïnvloed. Hoe sien mense om jou die Here? En hoe sien jy die Here? Hierdie vraag is nie net vir die disippels bedoel nie, maar vir ons almal. Ons antwoord op hierdie vraag nie net 'n intellektuele saak nie, maar 'n diep geestelike proses. Dit gaan nie net oor wat ons oor Jesus dink nie, maar oor hoe ons hom in ons lewens ervaar. Die disippels antwoord dat mense verskillende idees oor Jesus het. Sommige dink hy is Johannes die Doper, ander Elia, ander 'n profeet. Daar was respek vir Jesus, maar geen diep begrip van wie hy regtig is nie. In 'n boek wat ek gelees het oor waar Ronald Rolheiser die skrywer is, wys Rolheiser ons daarop dat mense deur die geskiedenis heen Jesus probeer definieer het op maniere wat by hulle eie behoeftes pas. Dit was nie anders met die disippels nie. En vandag is dit steeds so. Party sien Jesus as 'n wyse leermeester, kan iets by hom leer. Ander sien hom as 'n sosiale revolusionêr. Sommige sien hom as 'n figuur wat troos bring in moeilike tye. Hy is net dit wat ek van hom nodig het. Sjoe. En ek en jy wil nie dit bely nie. Ek en jy wil nie dit erken nie, want dis mos nooit so nie. Maar dis die realiteite wat baie van ons mee omgaan. Wat ook al ek nodig kry, word die Here vir my. Wat gevaarlik is van dit is dat God in ons eie idees van hom moet pas. En wanneer dit nie uitwerk nie, is dit hy wat nie wil help nie. Of hy is afwesig, of gee nie genoeg om nie, of die gevolge word 'n veroordeling oor onsself. Ons is nie goed genoeg nie, of ons doen nie goed genoeg nie. En dit het invloed op ons hele lewe. Ons skep dikwels 'n Jesus wat veilig en gemaklik vir ons voel. 'n Jesus wat nie te veel van ons vra nie. Maar Jesus roep ons om verder te kyk. Hy wil hê ons moet hom sien soos hy werklik is. En ware geloof beteken om Jesus nie net as die oorwinnaar te aanvaar nie, maar ook as die gekruisigde. Dit beteken om Jesus te volg nie net in tye van oorwinning nie, maar ook in lyding, onsekerheid en gebrokenheid. Ware disippelskap beteken om ons lewens af te lê in vertroue. Dit is om Jesus te volg, selfs wanneer hy ons lei na plekke waar ons nie wil gaan nie. Om te bely dat Jesus die Christus is, beteken dat ons hom nie net met ons woorde moet erken nie, maar ook met ons lewens moet dien. So amper 'n paradoks. Ek wen deur te verloor. Hierdie vraag is nie net 'n akademiese oefening nie. Dis 'n uitnodiging tot 'n verhouding. Miskien kan ons die vraag eerder anders bewoord. Is ek net vir jou 'n idee, of is ek werklik jou Here? Laat jy toe dat jou prentjie van my verdiep, selfs al beteken dit dat jy jou eie sekerhede moet laat gaan? Of volg jy my net in tye van seën, of ook in die seisoene van lyding en verwarring? En die vraag wat Jesus vir
En die vraag, verskoon my, en die vraag wat Jesus vir die disippels vra, is 'n vraag om diep te dink. Wat dink en voel ek regtig? Hoe affekteer dit my lewe? Want dis die vraag wat my geloof diep raak. Dis dieselfde vraag wat Jesus aan Pilatus vra. Sê jy dit uit jou eie, of sê jy dit wat jy by ander hoor? Hoe affekteer dit jou besluite? Pilatus se besluit word gemaak op ander se idees, en dit vat Jesus na die kruis. Al was hy se hande in onskuld, word ander se prentjies op hom afgedwing, en dit het letterlik dodelike gevolge. Al was dit in die wil van God dat Jesus hierdie pad moes loop, wys dit vir ons uit hoe ander se idees ons prentjies kan beïnvloed en ons besluite en gevolge kan affekteer. En dalk die vraag, waar is jy vandag? Ek moet hierdie vraag aan myself vra. Waar is ek vandag? Hoe sal jy jou prentjie van God beskryf? Uit eie ervaring of dit wat jy by ander hoor en kry? En elke keer wanneer ek hierdie, kom ons noem dit 'n retoriese vraag van myself hoor, moet ek myself vra, wat is dit? Hoe lyk dit? En hoe word dit steeds elke dag gevorm? Wat is die invloede wat in my lewe instroom, sodat hierdie prentjie die heeltyd of verander of verbeter? Ek los dit by jou. Bid graag saam met jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid vir geopende oë, dat ek kan sien wie U werklik is. Soos wat ons dit ontdek, te besef wie ons werklik is, wat ons roeping is, en dat ons na die beeld van U geskape is, vir goeie werke en goeie dade, en om te doen wat U wil hê ons moet doen. Ek bid dat U ons sal lei daarna, in die naam van Jesus. Amen. Genade, genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade, genade, ek vra vir die genade van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe, van 'n diep bewussyn van sy teenwoordigheid in my lewe. Genade.